So daar's besluit om die Calfor Kerwer te verkoop. Twee broers wat 'n plaas het in Zimbabwe het die masjien gekoop en gevra dat ek hulle asseblief kan help oplei hoe om die masjien te gebruik en hulle staf. Hulle het aangebied om my en Magtel te vlieg na Zimbabwe op hulle onkoste. En dan het hulle ons verras om aan te bied om ons te vlieg na een van Zimbabwe se besiensvaardighede en daarvan af terug huis toe. Hierdie Zimbabwe ervaring kan ons nie in een video beskryf nie, maar kan dit beloof. Ons het dit baie geniet. So, volg ons en kyk en wag vir die volgende video's. Ok, so ons moes aansoek doen vir nuwe paspoorte en selfde tyd het ons ID's nie in kaarte gekry en ons huwelikssertifikaat wat handgeskrewe was, het ons ook elektronies gedoen. En dan het hulle die Calfor masjien kom laai. Hulle is gewoond aan excavators, stolperpoelers en rowwe masjiene waar hierdie 'n baie finetjie masjien is om te laai. Maar ons het dit gemanage en gelaai. Dit was maar redelike vorentoe en agtertoe geskuiwery op die lowbed. Hulle is nie gewoond aan die gebruik van outriggers nie en het nie genoeg planke gehad nie. Maar ja, soos ek voorheen gesê het, ons het hom gelaai. En dan vasmaak. Baie goed vasmaak. Hierdie trip het hulle meer as 7 dae gevat om van Suid-Afrika tot Zimbabwe te gaan en oor die grens. Soos paspoorte en nuwe ID's het lank voor die tyd gekom en ons het dit gaan afhaal. So hier is ons besig om rand oor te sit in Amerikaanse dollar. In Zimbabwe gebruik hulle die Zimbabwese dollar of sogenaamde ZiG of die Amerikaanse dollar om te trade. Maar die locals en local besighede verkies die Amerikaanse dollar en kontant. Meer later van dit in ons video's. Dan het hulle ons ook gevra om Calfor inoculant saam te bring, wat tussen 12 en 13 kilogram tot ons bagasie bygevoeg het. Ons was bang dat ons in douane op dit uitgevat sou word, maar niemand het eers skeef na dit gekyk.
ons eerste landplek Johannesburg waar ons 2 ure oorgestaan het en 'n koffietjie kon geniet. En dan op pad Harare toe met Johannesburg se ligte as 'n afskeid. In Harare aangekom het ons nie meer baie foto's geneem nie. Het was 8 uur die aand en had nog 'n 4,5 ure rit op paaie vir ons voorgelê. En die volgende oggend het die masjien vir ons gewag en die opleiding het begin.